Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vandag wil ek met jou gesels oor onthou dae, oor kindtyd, toe kinders nog kinders was en toe jy gereeld die woord gehoor het, Abba my asseblief. En voordat ek die profetiese woord van hierdie jaar gaan bring, wil ek jou eers net by hierdie plek uitbring om te glo soos 'n kind en dat jy sal terugdink aan daardie dae, toe jy so maklik die woord gesê het, Abba my, of die ander woord was, Peppa my, asseblief. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie dat U ons vanoggend sal optel. Here Jesus, dankie dat U ons opgetel het by die kruis. En dankie Heilige Gees, dat U ons nou sal optel, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. In Jesus naam. Amen. Nou van julle sal onthou hoe dit nog voel as jy oor daardie dubbeltjie doring strap. Jy weet mos daardie wat amper lyk soos 'n kroontjie, maar as jy op hom trap, dan brand hy soos 'n koeltjie vuur. Nou, toe ons kinders was een van my stories gewees. Ek was baie lief gewees om kaalvoet te loop. En dan het ons 'n vrou gehad wat baie kwaai was. Kyk, sy het my 'n paar maal bygekom met 'n vatdoek al daar in die kombuis as ek die yskas oopgemaak het. Maar my Nana het so breë rug gehad. En dan het ek altyd saam met haar gaan Marokko pluk. Nou die van julle wat nie weet Marokko is nie, Marokko is 'n plantjie wat in die veld groei en hy proe baie so spinasie, hy's net eintlik lekkerder. En dan kon ek nie gewag het om saam met haar in haar huisie in te gaan, wat ons daardie tyd 'n strooisie genoem het, en dan stywe pap op die prime stoofie te gemaak het, en dan sulke bolletjies stywe pap gemaak het, en dit so saam die spinasie geëet het, jy moes dit so saam met jou hand geëet het. Nou op daardie veldpaadjie was daar altyd baie dubbeltjies, en soos ek reeds gesê het, ore was min, skoene het ek nie gedra nie, en dan sal ek altyd vir haar gesê, Abba my, en dan het sy my so op haar rug getel, en het sy soos met my geloop. En terwyl ek so in die begin van die jaar terugdink aan dit, onthou ek hierdie woord, Abba. En dit is wat ek vir jou wil gee. Ek wil vir jou dit gee uit God se woord uit. Want daar's baie verskillende dubbeltjies wat ons kan intrap in 2026. En dat ons weet dat die Here vra vir ons in die eerste plek om na hom toe te kom, net soos ons is. Net soos daardie kaalvoetkind, dat ons nie iets anders of iemand anders sal wil wees, wat ons nie is nie, om ander mense te beïndruk, wat ons net is, soos wat hy ons gemaak het. Wonderbaarlik, voordat ons in moederskoot was, het hy ons gevorm, het hy ons aan mekaar gevleg. So diep in jou, is daar iets, wat net jy kan wees, en niemand anders kan wees wie jy is nie. En as ons daardie dubbeltjies teekom, want ons sal hulle teekom, dat ons weet, ons het die Here, vir wie ons net kan sê, Abba my, asseblief Here. In Deuteronomium 1 vers 31, kom die woord, en hy sê daar, en in die woestyn waar jy gesien het, hoe die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat jy getrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het. Dalk het jy nodig om te hoor, vroeg in 2026, dat die Here jou sal Abba, ook deur die woestyn. Van baie keer as ons uit Egipte uitgekom het, as ons uit slawerny uitgekom het, een of ander tipe slawerny, miskien waar mense ons gemanipuleer het, miskien waar ons seer gekry het,
dan dink 'n mens altyd, jy's dadelik vry, jy's onmiddellik vry. En dit is nie so nie. Want in die woestyn tyd, leer jy om baie tyd met die Here te spandeer, sodat daardie slawerny, daardie Egipte uit jou uitgehaal kan word. Dat jy weet, hy sal jou Abba, tot in sy beloftes, wat hy vir jou het, vir hierdie jaar. Hy sê ook vir jou in Jesaja 46 vers 3, dat hy jou gedra het van die moederskoot af, van jou geboorte af, en tot in die ouderdom, tot in die grysheid, sal hy jou dra. Hy het dit gedoen, hy sal jou opneem, hy sal jou dra, en hy sal jou red. So dikwels sien ek in brose ouer mense, dat hulle partykeer so swak voel, en so kom by 'n plek wat hulle half nutteloos voel. Veral in hierdie Kerstyd, was daar hoeveel wat alleen was, wat eensaam was, wat se kinders se lewens aangegaan het, maar hulle het gekom by 'n plek waar hulle voel, maar hulle is nie meer die moeite werd nie. En daarom wil ek jou vra, as jy iemand sien wat oud is en wat broos is, wees jy ook die een wat hulle Abba, om ook vir hulle daai versekering te gee, dat ons hulle nodig het vir wysheid, dat ons hulle nodig het in dit wat hulle in die lewe al geleer het. Jesaja 40 vers 11 sê hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader, en hulle aan sy bors dra, en die lammer ooe sal hy saggies lei. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat Jesus jou nie net Abba agter sy rug nie, maar dat hy jou ook dra, dat jy ook sy hart kan hoor, en dat jy ook kan weet, maar dit is wat hy vir jou sê in hierdie 2026. Hy is jou herder, en hy sal jou lei. Sê hy 1 Petrus 5 vers 7, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. En ek kan net hierdie prentjie so duidelik sien, hoe Jesus langs jou loop, jy langs hom loop, en jy kom op 'n plek, waar jy sê, ouch, dis seer, Here, daar is dubbeltjies onder my voete, en waar hy buk en jy op sy rug kan klim, jou arm so om sy nek kan sit, jou bene om sy middellyf slaan, en jy kan net met jou kop so lê, teen sy rug, en dan sal jy hoor, my kind, ek het jou gedra, ek het jou geabba aan die kruis, en ek sal dit weer doen. En dat ons vir hom, terwyl ons so by hom is, ons bekommernis op hom kan werp, en kan besef, as hy ons daardie oomblik Abba, dan is dit nie net jou liggaam wat geabba word nie, maar dis jou gees en is jou siel wat geabba word. En dat jy daardie ervaring sal hê, hy abba jou. En kom hy en hy sê, Psalm 68 vers 20, geloofd sy die Here, dag na dag draai ons, God is ons heil. Dag na dag sal hy ons abba. Hy gaan nie wag eers vir 'n spesiale dag, waar jy dink, jy is goed genoeg om geabba te word deur hom nie. Nee, dag vir dag. Hierdie dag wat voor jou lê, wat jy op die kalender kan sien wat voor jou lê van 2026, gee hy vir jou sy woord vanoggend, sal hy jou abba. En ek wil hê jy moet net iets doen wat profeties is. Jy moet net kom en net jou hande om hom slaan, jou bene om hom slaan. En weet jy, as jy geabba word, die een wat jou abba sal altyd hulle hand so agter hulle rug sit om jou te stit, dat jy nie afval nie, dat jy net so sy deurboorde hand sal voel vanoggend, so op jou rug, wat jou so toemaak dat niks wat in die verlede is, jou kan inhaal nie, en dat hy voor jou is, sodat jy kan weet, jou toekoms is hy
vir jou Abba. Dat jy vanoggend sal kom en die bloed van Jesus sal drink en sal besef, hoe het hy jou geabba, sodat daar vrede kan kom tussen God en jou, dat jy kan glo soos 'n kind, dat jy weer dinge kan doen in geloof om te glo soos 'n kind, dat jy weer daardie opgewondenheid kry, jy's kind van God, en dat jy deur die bloed van Jesus geabba word, sodat jy geen wrokke hoef te dra uit jou verlede uit nie, dat jy sal kom by daardie plek, waar Jesus se bloed oor jou is om jou te beskerm, dat jy ook geabba word, vanoggend, deur die wonde van Jesus se genesing. Vader, Abba Vader, dankie, dat U my so lief het, dat U my geabba het, deur U seun Jesus te stuur. Jesus, dankie dat ek nie een oomblik of dag alleen is nie, maar dat U my abba. En Heilige Gees, dankie dat ek nou net kan rustig raak, U abba my. Amen. Mag jy dan in hierdie tyd weet, elke dag, hy abba jou. En kyk jy uit vir ander mense, wat jy weer kan abba, wat jy kan dra, met die woord van God, soos wat sy woord vir jou sê, kom ons dra mekaar se laste, kom ons abba mekaar, in God se vrede, en in God se liefde. Amen.